Onderklere. Ja, mens. Onderklere kan vir jou baie vertel van 'n vrou se persoonlikheid. Soos met alles in die lewe, kry mens ook goedkoop en duur onderklere. Gemaklike, sagte, warm, sinnelike onderklere. En ongemaklike, onbeskofte deurtrekkertjies wat jy net tot 'n sekere ouderdom kan verdra. En natuurlik, hoe kleiner daai onderklere is, hoe duurder is dit. Jy kan 2 wol jerseys, 'n paar skaapleerpantoffels en 'n sweetpak broek koop vir die prys van een fancy kant buustelyfie met 'n bypassende G-string broekie. As 'n mens 'n G-string 'n broekie kan noem. Dis 'n wannabe broekie, 'n verskoning vir 'n broekie wat definitief deur 'n man ontwerp is. En bedoel is om vinniger uit te trek as aan. Dit is juist so 'n delikate pink kant deurtrekkertjie wat vandag Dominee Droel se oggend kom omkrap het. Nou wat wil jy moet ek doen? Die polisie bel. Dalk met Dominee, want so kan dit nie aangaan nie. En wat sê ek vir die polisie? Presies wat die probleem is. Auntie Blompot sê, dit is nou al die 3de keer wat een van haar peperduur designer G-strings van die wasgoeddraad afgesteel is. Die polisie sit met baie meer ernstige misdaad as 'n gesteelde broekie. 'n G-string, nie 'n broekie nie. 'n Broekie maak alles mooi toe. Met 'n G-string is net die bane toe, die kattebak is waarwyd oop. Ek weet wat 'n deurtrekkertjie is. Ek het gehoor die meisies in Bloemfontein trek hulle sin agterste voor aan want hulle wil nie iemand met hulle boutjies sien nie. My ex-vrou het dit 'n tergtoutjie genoem. Dis net so 'n stukkie lap, maar weet Dominee, wat kos dit? Ek het al klerasie van daai aard aangekoop. Vir jouself? As jy laf. As 'n geskenk vir iemand anders, okay? Wat se naam? Dit is my privaat besigheid. Hier het niks met jou te doen nie. Okay, Dominee. Al wat ek kan doen is om 'n groot waarskuwingskennisgewingbord op te sit by die waslyne wat sê dat mense wat ander se klere steel, krimineel vervolg sal word. Asof 'n kennisgewing sal help. Wat stel jy voor moet ek doen? Ja, ek stel niks voor nie. Dis jou werk. Dominee, jy is die groot kokkedoor hier, die besluitnemer, the man in charge, the boss man, the sheriff, the mafioso, the boss of bosses, the big chief sitting bull. Jy kyk hopeloos te veel televisie. Moenie vergeet nie, Dominee het vanmiddag 3 uur afspraak by jou proktoloog. Dis nie nodig dat die hele oor dit hoef te hoor, die koekie. Ek het dit gehoor. Wat's fout? Niks nie. My mediese fonds vereis dat ek so 'n tipe ondersoek elke 2 jaar doen. Prostaat. Onder andere. Ek moes wors as hy nek sleep om vir sy ondersoek te gaan. Hy het nie die hele tyd vir my gesê, Molly, ek is soos 'n flip en rokke daar uit. As daai dokter sagte musiek begin speel en die ligte dim. Ek wil eers daaraan dink nie. Het jy gehoor daar was weer diefstal by die wasgoedlyne? Ja, is op die WhatsApp groep met foto's en als. Nog een van Fleur Pot se 30 vyebladsnare is gesteel. Foto's van wat? Sê mos, Fleur Pot se pink G-string. Die gesteelde een. Ja, met 'n foto van haar, wat sy soos 'n waffelse mature maargat model daarin poseer. Hoe dankbaar is ek nou vir my onlangse regsadvies wat my aangeraai het om WhatsApp heeltemal van my foon af te verwyder. Jy moet maak soos ek maak, dan sal jy nooit weer 'n probleem hê nie. Wat maak jy? Ek hang my delicates aan 'n lyn in die badkamer op. Dis veilig en is baie privaat. Hierdie hele oord is veronderstel om veilig en baie privaat te wees. Veilig, ja, maar privaat met al ons huisies so teen mekaar, I don't think so. Dit was ontwerpersonderklere. Wie wil dit kos? Mense is mense. Fancy duur onderklere is dalk vir sommige mense versoeking. Daar sal altyd mense wees met lang vingers. Dit moet eind kry. Al sê die bestuur van hierdie oord op wat, ek gaan die saak aangee by die polisie. Hierdie land is vrot van die aakligste roof en moord en jy gaan die polisie pla oor jou pink panty. Iemand moet iets aan die misdaad in hierdie land doen. Ja, die misdaad daar buite. Hier binne moet die bestuur en die kerkraad ingryp. Elke inwoner van hierdie oord moet gedwing word om 'n poligraaftoets af te lê. Is jy laf? Van die ou mense hier sal hulle in 'n hartaanval in paniek. As jy niks het om weg te steek nie, hoef jy nie te paniek nie. Vleerpot, ons almal het iets om weg te steek. Jy ook. Kan ek 'n poligraaftoets op jou laat doen en jou 'n paar dinge vra? Dalk moet iemand net 'n gerug versprei oor poligraaftoetse.
Laat val daai gedagte so terloops net voor Nolla. Die oord se talk radiostasie. Skielik is ek lus vir iets soets. Stres laat my altyd soek na suiker. Kom ons drink 'n lekker koppie tee by die tuisnywerry. So met 'n bek praat. Die instant koffie gee my soeibrand. Sjokoladekolwyntjies en karamelkondens na horingies roep my. Ooh, stop it, I like it. Daar's 'n hele paar ou mensies in die oord wat hier sit sonder kind of kraai. Sommige kry nooit eers 'n besoek van enige iemand af nie. Hulle weet hoe dit voel om eensaam en alleen te wees. Vir hulle het spesiale dae soos verjaarsdae en Kersfees maar net nog 'n dag geword. Tot Dominee Dou Droel 3 jaar gelede die oord se verjaarsdagfonds gestig het. Nou kry almal in die oord iets op hulle verjaarsdag. Hoe arm en eensamer jy is, hoe groter is jou party. En Bertie, wat niks en niemand het nie, kry sommer 'n braai waarna almal uitgenooi word. En met Kersfees is die plek so bedrywig soos 'n mini KAK&K-fees. Etes, braais, 'n biertent en allerlei entertainment. Sommige van die inwoners wat gereeld vir Kersfees na hulle familie of kinders toe gegaan het, verkies dit nou om liewer by die oord aan te bly. Maar nou is daar 'n donderstorm op die horison wat reguit afstuur op Dominee Dou Droel se verjaarsdagfonds. Ek het groter probleme as mevrou Vleerpot se vermiste pink panty. Daai vrou weet net hoe om 'n berg te maak van 'n storm in 'n teekoppie. Ouderling van Jaarsveld het 'n baie ernstige klagte by die kerkraad ingedien oor ons oord se verjaarsdagfonds. Ag, asseblief, het daai verdomde man nie werk vir sy hande nie. Wat's fout met die verjaarsdagfonds? Hy wil dit graag self audit. Is hy 'n ouditeur? Nee, hy het vir jaar lank by 'n bank gewerk as 'n rekenmeester. Was niks fout met die fonds nie. Of is daar? Nee, niks nie. Die fonds groei ontsettend goed, veral van ons groot skenke soos F1 batteries, maandeliks aftrekkonters geteken het. Ek is baie bly by te hoor. Dit maak 'n helse verskil in baie van die ou mense se lewens. Van Jaarsveld krap nou wat dit nie juk nie. Hy sê in sy e-mail dat hy inligting van 'n uiters betroubare bron het, dat daar verkwistende, ongewone en selfs onwettige uitgawes aangegaan is. Ag, asseblief, die fonds koop vir die ou mense geskenkies en koek en sweets en betaal vir hulle parties. Van Jaarsveld waarsku ook die kerkraad dat hierdie dalk 'n mini Bosasa of 'n soort van Zondo-kommissie kan wees. Van Jaarsveld moet ophou nuus kyk. Ek sweer hy man is al klaar nie lekker nie. Vergelyk hy nou die administrasie van die verjaardagfonds met staatskaping? Skynbaar. Hy sê ook, en ek dink dit is hier waar hy na my kant toe skimp, en ek haal aan, ek vermoed, sonder om name te noem, dat daar by hierdie sogenaamde verjaarsdagfonds 'n reuse droel in die drinkwater is. Dalk moet ek net verwors kry om vir die manne helse snotklap te gaan gee. Nee, asseblief nie. Geweld sal net dinge vererger. Ek sal onmiddellik die 65-duim platskerm televisie stel wat ek tuis vir die oord uitgetoets het, terugbring en in die sitkamer sit. Waarvan praat jy? Daar's reeds 'n helse TV-stel in die sitkamer. Nou sal daar 2 wees. Dan droom. Ek gaan alles vergeet wat jy nou vir my gesê het. Jy los daai TV-stel by die huis en jy sê nooit weer 'n woord daaroor nie. Maar ek het dan fondse gebruik van... Shut up, liewer daaroor. Is dit alwaar die verjaarsdagfonds so 'n bietjie gewabbel het? My nuwe selfoon, 'n paar hardloopskoene, winterspyjamas, 4 pare kouse, 5 onderbroeke, my internetsubskripsie, my gym lidmaatskap, sulke goedjies. Die salaris is nie meer soos dit voorheen was nie. Ek weet. Moenie verskonings maak vir jou sondes nie. Moenie verder daaroor worry nie. Los dit vir my. Gee my net 'n volledige lys van alles. Ek sal 'n plan maak. Ek het vir jare Dr. Proctor se boeke gekook. Ek dink hulle moet van daai CCTV security kameras daar by die wasgoeddraad opsit. Ag, dis geldmors. Mense moet liever die ander mense se wasgoed steel nie. Ek dink ek weet dalk wie dit kan wees. Wie? Oom Lou. Oom Brandlou. As jy gerook? Hy maar anti-suggestie sal nooit vir dik gehad om Brandlou passie. Ja, seker nie. Maar ek het hom al baie daar by die wasgoeddraad gesien rondhang. Dalk pas hy maar net hulle eie wasgoed op. Dalk kyk hy skelm na ander vroumense se onderklere. Dalk smokkel jou verbeelding nou net met jou kop.
Nou, wel, ek sê ook maar net wat ek al gesien het. Het jy 'n nuwe face-app gesien wat jou wys hoe jy gaan lyk as jy oud is? Ek weet van dit. Ek het myself met daai app laat ouer lyk. Jesusie, toe lyk ek soos my oupa. Dit was 'n baie gevaarlike app by. My neef Norman het sy like die klein Normie op hy app laat oud lyk en toe lyk Normie net soos Errol. Wie's Errol? Norman se buurman. Nou, hoe werk dit? Dit moet jy vir Errol vra sodra hy die ICU uitkom. Dominee is besig om sy lunch te eet. Mevrou kan nie sommer net hier aankom nie. Kan, uit my pad uit, juffrou. Okay, wat gaan nou weer aan? Ek wil dringend met Dominee praat. Mevrou sal eers 'n afspraak moet maak. Nou gaan speel jy op die treinspoor. Los maar, Cookie. Sit asseblief vir mevrou Lou. Dankie, Cookie. Okidokie, Dominee. Waaroor wil mevrou met my so dringend praat? Hoort jy dink dat julle ons sommer almal wil laat toets? Waarvan praat jy? Almal klaar daaroor. My magtig, Dominee, dis heeltemal teen ons human rights. Niemand kan jou dwing om so 'n toets te doen nie. En dis in elk geval nie geldig in hof nie. Wat se toets? 'n Polygraaf toets Waar hoor jy dit? by Visventer en dis ook op ons oord se WhatsApp groep. Almal in die oord gaan glo getoets word om uit te vind wie steel die vroumens onderklere. Nolla dink daar's 'n panty syndikaat betrokke. Nee, nou ruk julle die dam heeltemal onder die een se bas uit. Dit is sonder twyfel net 'n moetswillige gerug. Toe pappa dit hoor, het dit hom so ontstel. Hy was sommer kort asem en hy het amper 'n paniekaanval gekry. Niemand gaan getoets word nie, met my erewoord. Kalmeer nou asseblief, al gesê dit vir jou man. Dankie, Dominee. Ons het nie op hierdie ouderdom sulke nonsies nodig nie. Tata. Fake news. Dis al wat hierdie polygraaf besigheid is. My pa het altyd vir my gesê, daar's reg en daar's verkeerd. Daar's niks tussenin nie. Of jy nou 'n kar steel of 'n potlood, steel is steel, finish en klaar. My persoonlike opinie is dit dan verskriklik streng. Vir my is die een baie erger as die ander. Hoe 'n mens die foute wat jy gemaak het, weer regmaak, is vir my meer belangrik. Wat Molly nou gaan doen, weet ek nie. Ek sê bly as die ek nie, want ek sou net vir Dominee Doudrol gesê het, daai verjaarsdagfonds doen baie meer goed as kwaad. Shut up net oor alles en moet asseblief nie weer jou vingers indruk waar jy nie moet nie. In die kasregister, mens. Intussen is Blaartjie druk besig om die polygraafvure op die WhatsApp groep te blus. Ek sien Auntie Blaartjie se boodskap sê hier, dit was alles 'n moetswillige gerug en niemand gaan gepolygraaf word nie. Sy het dit glo persoonlik uit die perd se bek uit gehoor. Wat se perd? Ek weet nie. Ek sê maar net wat ek op die app gelees het. Ek gou absoluut niks van 'n polygraaf toetsie. Ek hou niks van enige toets nie, want ek dop gewoonlik alles. Nie die gedagte aan 'n polygraaf laat my sommer skuldig voel. Skuldig? Waaroor? Ag, sommer alles. Dis soos toe ek daai tyd in die hof 'n witness moes wees. Ek het so skuldig gevoel, mense sweer ek was die accused. En ek was so nervous, ek het amper my broek nat gemaak. In graad 5 het ek op die verhoog in die skoolsaal regtig my broek nat gemaak. Wat vertel jy my nou? Ja, maar dit is niks om oor skaam te wees nie. Dit kan met enige iemand, selfs meer as een keer gebeur. Okay. Waarvoor was jy 'n getuie in die hof? Huisroof. Ek het gesien hoe twee skelmskollies by ons bure se huis inbreek. Ek was die eyewitness. Is dit by my Auntie Henna en oom Boela se troue was ek the page boy. Ek moes die ringe op 'n kussentjie in die kerk indra. Toe jy 'n klein seentjie was. Toe ek 16 was. Dominee is vreeslik daag hier weg. Ek glo nie hy sien baie uit na die dokter se ondersoek nie. Sy my stres vreeslik op die oomblik. Ek ook nie eens oor Auntie Blompot se gesteelde G-string of daai stupid polygraaf liegstorie nie. Nee, dis die mense van sy worries. Sy grootste stres op die oomblik is haar verdomde ouderling van jaarsdag. Hoekom? Dis vertroulik. Vergeet dat ek het genoem het. Verskoonlik.
kan ek vat en gou Ballie nie verdra nie. Hy is een van my mans wat die hele aand by die klub sal sit en kyk en nie eers daaraan dink om te tip nie. Syne gou vark. Tip, waarvoor? Vir jou dans by die klub. Paaldans, by die loslappie klub. Ja, dit is nou mos nie meer 'n geheim nie. Geen mens kan klaarkom met wat jy hier verdien nie. Selfs Dominee kla oor sy salaris. Daai van Jaarsveld se preetse vrou sal hom verwrig as sy moet uitvind. Hy kuier by die loslappie klub. Ongelukkig mag ons nie uitpraat nie. Dancer kyk confidentiality. Skud dan net jou kop. So vir ja en so vir nee. Okay. Kuier ouderling van Jaarsveld by julle Kalbas klub. Gereeld. En wat van Wolfsvisagie? Ek check net. Wat jy, tantie? Jy moet ook maar gereeld jou eie goed dophou. 'n Mens se gewete is 'n baie snaakse ding. Dit kan by jou begin lol. En voor jy weet, het jy 'n geweldige behoefte om oor dit wat jou pla te praat of selfs te bieg. Dis presies hoe ek grootgemaak is. Jy moet mos skuldig voel oor alles. Maar lekker lag, kom lekker huil. Is dit nie die aakligste gesegde nie? Dis so asof jy dit nie mag waag om jouself te veel te geniet nie. Die skool leer jou lees en skryf. Sondagskool gee vir jou 'n skuldige gewete. Is juist daai gewete wat vir Blaartjie Lou gedwing het om haar man na Dominee Droel se kantoor toe te sleep, sodat hy kan bieg. Of soos Molly sou sê, please explain, bliksem. Ons wag net vir juffrou de Kok, dan kan ons voortgaan. Is dit regtig nodig dat sy hier moet wees? Vir ons almal se onthaalwe is dit beter dat sy alles wat gesê word notuleer. Ek dink nie dis 'n goeie ding nie. Stil, pappa, het jy nie al genoeg moeilikheid gemaak nie? Hier is sy nou. Ek sê weg. Julle kan maar laat waai, pappa gooi. Mevrou Lou, wat het jy op die hart? Nie ek nie, Dominee. Pappa hier langs my. Ek het iets in pappa se kerkpak se binnesak ontdek wat my verskriklik ontstel het. Wat het Antie ontdek? Koekie, notuleer dit asseblief in stilte. Okay. Toe pappa spoeg dit uit. Ek weier. Want jy ek moet vir Dominee vertel. Ek sal vir Dominee vertel, maar net as dit privaat is. Nie vir Moeksie en juffrou Koekie nie. Koekie, vat vir mevrou Lou na die ontvangs toe en gemaak vir haar 'n koppie tee. Ek wil eerder hoor wat die oom te sê het. Juffrou de Kok. Okay. Kom Antie. Net die waarheid, asseblief pappa. Wat het jy om my te vertel? Ek weet nie hoekom Moeksie so te kere gaan nie. Ek het gister ons wasgoed vir die lyn af gaan haal en toe het iemand anders 'n kledingstuk saamgevat. Wat 'n kledingstuk? Ek het dit toe in my kerkpak se binnesak gesit vir veilige bewaring. En om dit later terug te gee. Maar ek het toe vergeet. Is dit die storie wat jy vir jou vrou vertel het? Ja, dit is die waarheid. Is net jy en jou gewete wat dit sal weet. Ag, help Dominee. Het jy nie ook self al iets gedoen waar jy skaam is of waar jou gewete by jou gespook het nie? Het jy die betrokke item saamgebring sodat ek dit aan die regmatige eienaar kan terugbesorg? Ja. Die eienaar op seker nie weet wie die anonieme persoon is teruggebring het nie. Die keer hou ek dit vertroulik. Maar is die laaste keer. Dankie. Meneer Lou? Ja. Hier is 3 kledingstukke in hierdie pakkie. Die pinkie is die een wat ek per ongeluk gevat het en die 2 swartetjies met die vrilletjies is wat Moeksie per ongeluk gevat het. Ek sien Floorpot het haar fancy onderklere teruggekry. Wie het dit gesteel? Die boodskap sê net 'n anonieme persoon het dit by die kantoor ingehandig. Anoniem my Ali. Dit was die panty dief. Hulle sê gedurende die groot trek, toe daai voortrekker vrouens skaalvoet deur die Drakensberge geloop het, was hulle ook kaalbas onder hulle rokke. Sien, want eers 10 jaar later is bloemers ontdek. Gilly, waar hoor jy hierdie twak? By Dolly.
By die beauty skool het sy die geskiedenis van onderklere studeer. Ek kan nie vir daai Dolly of Polly verdra nie. Hulle hou ook niks van ma nie. Dis 2-oorige bakvissies. Hulle sê, Piet Retief en sy manne is vermoor, omdat hulle by 'n party in 'n kraal gesuip geraak het, en toe met koning Dingaan se dansende diensmeisies gelol het. Gilly, shut up jy liewer net oor ons geskiedenis. Daar's al genoeg mense in hierdie land wat dit al klaar freaking verdraai. Ja, asseblief. Jy kan hy politieke rubbish met Doma praat as ons eers klaar al die koek opgeëet het en ek hier weg is. Sê ook maar net wat ek op die internet gelees het. Laat ek jou ooit vang na daai vakkerige dinge op die internet kyk, sou help me. Antie, is daar dalk nog van daai kondensmelk horingetjies? Ja. Kry vir jou? Molly Versaagie is 'n baie liefdevolle en reguit mens. Jy sal altyd weet waar jy met haar staan. Moet net nie aan haar verkeerde kant beland nie of sukkel met die mense vir wie sy omgee nie. Ouderling van Jaarsveld het dit net nou uitgevind toe Molly vir hom gebel het en hom gevra het of dit sou nodig wees om met sy vrou te praat. Skade 'n paar minute later toe stuur hy 'n gatkruipende e-mail aan Dominee Doudroel en sissies hom almal op die kerkraad. As jy ooit wil gaan krap waar dit nie juk nie, maak net eers doodseker jou eie vuil wasgoed is silwerskoon geskrob. Squeaky clean, mens. Jy sal nie glo wat se e-mail ek nou net gekry het nie. Alweer. Ouderling van Jaarsveld. Wat sê hy? Hy stel nie meer belang om die verjaarsdagfonds te audit nie. Hy sê hier hy het ontdek dat die bron van sy inligting uiters onbetroubaar is en dat daar ook 'n verskeie agenda was om Dominee Doudroel in 'n swak lig te stel. Dan is jou bas gered. Dit is. Die keer. Maar dis nie die einde hiervan nie, is dit? Wat bedoel jy? Net omdat ek aan die kant toe kyk, beteken nie dat ek okay is met wat jy gedoen het nie. Dis waar wat hulle sê. Absolute power corrupts absolutely. En ek het die verjaarsdagfonds soos my eie ATM gebruik. Dis wat die ministers met die staatskas doen. Dit is verkeerd. Ek was verkeerd. Wat moet ek nou doen? Wat wil jy met daai ministers doen? Die geld terugbetaal? Ouch. Ja, wel. Ek het al jou uitgawes vir die fonds in een rentevrye lening gepos. Nou is dit jou en jou gewete se besluit hoe en wanneer en of jy enigsins daai lening gaan vereffen. It's all up to you. Molly, jy is vreeslik streng. Het jy dieselfde met Dr. Proctor se boeke ook gedoen? Ja, maar jy kan dink wat 'n pad hy gekies het. Sy morele kompas is flentes. Jy moet nou self maak soos jy goed dink. Ek sal vir niemand hiervan sê nie. Dankie, Molly. Molly, is jy reg om te loop? Al lank al verby jou chai latte. How's it, Mr. Fingers in a cookie jar? Molly, Behalwe vir die rowwe bliksem wat natuurlik nie 'n woord daarvan sal sê nie, né, Bos? Verseker, my lippe is gezip, Dominee. Doen jy net die regte ding? Beesblaas?